leefwêreld gebeur? Dink, hoe het jy dit beleef? Hoe het jy daarop reageer? Ongeag wat jou omstandighede of wat jou ervaring mag wees, word jy vanoggend herinner. We serve a God who meets us exactly where we are. En hy nooi jou ook vanoggend uit, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Genade en vrede vir jou vanoggend, van God ons Vader, van Jesus Christus sy Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi jou uit om vanoggend hierdie lied saam met my ook jou gebed te maak. En hierdie oomblik hier wil ek U leer ken. Ek dors na U my God, na U liefdesstem. En hierdie oomblik hier kom wees U naby. Die donker het geen mag met die lig in my. Ek het U altyd nodig, my hart verlang na U, Heer. O seën my heiland, ontmoet my. En hierdie oomblik hier wys my na U wil, leerbaarheid U word ek by U stil. En hierdie oomblik hier kry ek ook my deel. U gee wat ek kom soek, maak my hart weer heel. Ek het U altyd nodig, my hart verlang na U, Heer. O seën my heiland, ontmoet my, Heer. Ek het U altyd nodig, my hart verlang na U, Heer. O lei my heiland, gaan voor my. O lei my heiland, gaan voor my.
teen 3 het Jesus hard uitgeroep. Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy het dalk vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom red. Jesus het weer hard uitgeroep en toe die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskit en die rots het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en al die ander dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die Seun van God. Ek dink ons is almal redelik bekend daarmee wanneer die krag onverwags afgaan, of soos in Suid-Afrika word dit ook geskeduleer. En dan skarrel sommige van ons in die donker rond of soek na 'n vuurtjie en 'n kers of dalk selfs 'n flitslig. En ander is meer voorberei. Hulle sonliggies of ander gelaaide liggies gaan dan sommer outomaties aan. Maar wat ons almal in gemeen het is dit. Niemand van ons wil in die donker sit nie. Want selfs 'n paar sekondes of minute van donker laat ons ongemaklik, onseker, onveilig voel. Dit isoleer ons van ander en dit laat ons gekonfronteer word met ons eie gedagtes, ons eie emosies en dit bring worsteling teweeg. Ekstern of intern. Kan jy jou voorstel hoe dit moes wees om 3 uur lank in donker gehul te wees? Ek wonder wat het deur die soldate en deur die omstanders se gedagtes gegaan en in die besonder, wat het Jesus in daardie tyd gedink? Wat het hy ervaar? Jesus se uitroep, wanneer die lig uiteindelik dan weer begin deurbreek, gee iets daarvan te kenne. Hy voel asof God hom alleen gelaat het, hom verlaat het in sy fisiese en emosionele pyn. Nou alhoewel ek en jy nooit werklik die omvang van die ervaring van Jesus wat gelei het tot hierdie kruiswoord sal dan begryp nie, en ook nie bedoel is om dit te begryp nie, kan elkeen van ons tog dink aan omstandighede of 'n situasie waar dit vir ons gevoel het, dis donker rondom ons. Waar ons gevra het, waar is God? Sien hy dan nie? Hoor hy dan nie? Waarom gryp hy nie in nie? George Patrick beskryf dit as volg: It feels like knocking on heaven's door with bruised knuckles in the dark. Maar hierdie kruiswoord van Jesus bring veral vir ons in sulke omstandighede 'n groot troos. Wanneer ons so in die donker rondtas of wanneer ons verwoed as dit ware teen die hemelse deur klop met ons gebede, dan ontdek ons, God is by ons. Jy het sekerlik al die uitdrukking gehoor, Jesus is deur God verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. En dit is inderdaad so, dat Jesus ons van ons sondes kom verlos het, dat hy kom intree het tussen ons en God. Dat hy die offer vir ons sondes gebring het, homself. Jesus het die swaar juk van ons sondes op hom gedra. Wanneer ons 2 Korintiërs 5 vers 21 lees, dan sê dit, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel
En in die oorspronklike teks dan lees dit, Jesus het as dit ware sonde geword. Met ander woorde, al die pyn, al die hartseer, die siekte, ellende, die lyding, as ook die skeiding van God wat sonde teweeg bring. Dit het Jesus in hierdie oomblik ervaar. En saam met hom het ons sondes ook dan gesterf. En so baan Jesus vir ons die weg tot 'n nuwe verhouding met God. Hy herstel ons verhouding met God. Ons lees in vers 51. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Nou dit was gewoonlik die gebruik dat die priesters agter die voorhangsel kon ingaan en dat hulle dan namens die mense ingetree het, dat hulle tot God gebid het en dat hulle ook namens die mense offers gebring het. Maar nou kan elkeen van ons na God gaan. Ek en jy kan hom ontmoet daar waar ons is. En geen offer is nodig vir die vergewing van ons sondes nie. Al wat God vra is dat ons onsself as 'n lewende en heilige offer vir hom sal gee, sodat hy met ons, in ons en deur ons kan werk. Met ander woorde, hy sê, ek verlang niks meer as 'n verhouding met jou nie. Wanneer ons Jesus se uitroep hoor, dink ek dan maak ons die afleiding dat God vir Jesus verlaat het, omdat hy nie enigstens met sonde kan assosieer nie. Maar dit is nogal problematies vir ons verstaan van God. Hoe kan 'n liefdevolle vader sy kind juis in die diepste oomblik van sy nood verlaat, as dit ware in die steek laat? En was Jesus dan nie ook in daardie oomblik, terwyl hy sonde geword het, God nie? Jesus openbaar hier aan die kruis iets van God se uitreik, van sy solidariteit met ons as sondige mense. Hy word nie daardeur geïntimideer of afgeskrik nie, en hy duins nie weg van die pyn en lyding wat ons sonde meebring nie. Hy omhels ons juis in hierdie toestand. We serve a God who meets us exactly where we are. Jesus se uitroep is 'n aanhaling van Psalm 22 vers 1, waar Dawid na God roep en waar God uiteindelik vir Dawid antwoord en hom te hulp kom. Dit op sigself getuig van 'n God wat sien, God wat hoor en wat reageer. En dan word dit ook vir ons bevestig, Jesus is selfs hier aan die kruis inderdaad steeds God. Sy dood stuur rimpelings deur die skepping, letterlik. Die aarde het gebewe, rotse het uit mekaar uitgebars en wonders gebeur. Mense wat reeds begrawe is, staan uit die dood uit op. Die offisiere en soldate erken ook Jesus se goddelikheid. Hy was waarlik die seun van God, met hulle na sy dood bely. Nou ek ontvang hierdie week uit verskillende oorde hierdie prent, wat ek glo sonder woorde tog verwoord wat dit beteken wanneer God ons omhels, hierdie hele skepping in sy gebrokenheid. En ek dink dit behoort vir ons 'n lig in 'n donker tyd te wees. Dit behoort vir ons vrede te gee in tye van vrees, sekerheid te midde van onsekerheid. Ons het vrye toegang tot God en hy is by ons in watter omstandighede ook al, gereed om ons te omhels, om ons te genees. En ek dink hierdie kruiswoord van Jesus kom troos ons net nie, maar dit roep ons ook op tot 'n belydenis. Aan die een kant die belydenis van ons sondes. Nie om op 'n manier vergifnis te probeer bekom deur iets wat ons doen nie, maar juist die inoefen van 'n bewustheid van dit wat skeiding tussen ons
wat ons laat voel asof ons van God verlaat is. Dit wat ons as dit ware uitvoering laat word met God se handeling in ons lewe en sy wil vir ons lewe. En deel van skuldbelydenis is om vir God te vra om ons te help om juis van hierdie dinge af te sien, sodat ons meer intiem hand in hand met hom kan lewe, sodat ons sy stem duidelik kan hoor. So aan die een kant roep dit ons op tot skuldbelydenis, maar aan die ander kant ook tot geloofsbelydenis. Jesus se kruiswoord is ten diepste ook 'n belydenis van sy geloof, my God. En dit roep ons op tot 'n belydenis van ons elkeen se geloof. Hy is my God. Hy ken my persoonlik. Ek het 'n intieme verhouding met hom. Jesus Christus het vir my sondes aan die kruis gesterf. Hy is my verlosser en saligmaker. En die Heilige Gees wat in my leef, verseker my elke dag, God is by my. En dan moet ons ook bely, hy is God. God almagtig en verhewe. God wat steeds in beheer is. Hy sien die groter prentjie. En ek en jy kan rustig wees in die wete dat niks sy teenwoordigheid ontgaan nie en dat niks gebeur sonder dat hy nie daarvan weet nie. Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here. Ons Here, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees En 'n ewige lewe. Amen. 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 Dankie Here dat ons in hierdie tyd waarin die wêreld weer leer om tot rus te kom in U, kan vra, maak ons stil. Laat ons net wees by U. Ons liewe moeder natuur kry self tyd om skoon te word. Here, ek dink so baie aan die implementering van allerlei higiëniese maatreëls en ek wens daar was 'n sanitizer vir my sondes. Want soos Paulus tereg sê, die dinge wat ek nie wil doen, dit doen ek juis. Ek bekommer my as ek introspeksie doen oor my hande. Die hande wat tog net nie met die virus in aanraking kon kom nie. Was daar maar 'n paar handskoene wat my kon vry word van net vat vir myself in hierdie tyd. Om van die gesigmaskers nie eers te praat nie. Kon ek maar 'n masker kry wat 'n wag voor my mond sit, sodat ek sal dink wanneer ek praat en wat ek sê, sodat daar geen vuil woord uit my mond kom nie, en ook geen woord van wanhoop nie. Ons is paranoïes oor 'n virus. Kon ons maar elke dag dieselfde higiëne handhaaf wat ons siele aanbetref? Is dit nie juis in 'n tyd soos hierdie dat ons met voorraad opname doen van hoe positief ons toets vir die son
mag hierdie kwarantynetyd ons opnuut herinner en laat bid. Here, wees my arme sondaar genadig. Mag ons optrede teenoor mekaar ook in hierdie tyd 'n aansteeklike getuienis wees van opregte berou oor ons sondes, maar ook onwrikbare geloof in U en 'n hoopvolle lewe, sodat meer en meer mense hul toevlug in U vind. Amen. En die Here kom bevestig ook vanoggend vir ons met hierdie pragtige lied, We are not alone. We are not alone. We are not alone. We are not alone. God is with us. We are not alone. We are not alone. We are not alone. God is with us. We are not alone. We are not alone. We are not alone. God is with us. We are not alone. We are not alone. We are not alone. God is with us. We are not alone. We are never alone. We are not alone. We are never alone. God is with us. God is with us ever and ever. We are never alone. Are not alone. We are not alone. We are not alone. God is with us. We are not alone. We are not alone. We are not alone. God is with us. God will make us strong. For God is with us. We will press on. For God is with us. We are not alone. We are never alone. We are not alone. We are never alone. God is with us. God is with us ever and ever. We are never alone. We are not alone. We are not alone. God is with us. We are not alone. We are not alone. We are not alone. God is with us. We are not alone. God is with us now. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou, nou en vir altyd. Amen.